Stel jou voor, jy is in 'n kamer met die magtigste leier wat jy ken, 'n koning, 'n president, iemand onaantastbaar, en skielik kniel hulle neer, nie om 'n toespraak te lewer nie, nie om respek af te dwing nie, maar om die veiligheid van jou voete skoon te maak. Dit is nie net 'n daad van vriendelikheid nie, dit is 'n verklaring, 'n revolusie. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het, en waar ons nuut ontdek en saam groei, in Johannes 13 vers 12 tot 17 hierdie week. In vandag se episode kyk ons na een van die mees oorgesiene maar radikale oomblikke in die geskiedenis, net soos verlede week, die aand voor Jesus se dood, toe hy neergebuig het en sy disippels se voete gewas het. Waarom hierdie daad? En wat openbaar dit oor die ware aard van liefde? Kom ons stap die antieke kamer binne, Jerusalem, meer as 2000 jaar gelede. Die disippels is by mekaar, gevul met onrus. Hulle weet iets is op pad. Hulle weet nie presies wat nie, maar Jesus weet. En dit is sy laaste kans om hulle te wys wat liefde regtig beteken. Hy lewer nie 'n groot toespraak of verklaar sy grootsheid nie. In plaas daarvan kniel hy en was hy hulle voete. Vir ons klink dit dalk soos 'n eenvoudige daad van diens, maar in daardie tyd en plek was voete 'n taak vir die laagstes van die laagstes, soos ons laasweek gesê het. Ja, selfs Joodse diensknegte is gespaar van hierdie taak. Dit was bedoel vir nie-Joodse slawe. Geen selfrespekterende leermeester of leier sou dit ooit doen nie. En tog, hier is Jesus, die een wat hulle die Messias noem, wat homself verlaag tot hierdie vernederende taak. Maar waarom? Omdat hy besig was om mag te herdefinieer. Liefde, sê hy, gaan nie oor oorheersing, beheer of bewondering nie. Dit gaan oor diens, dit gaan oor aksie, dit gaan daaroor om jouself te verlaag om ander op te hef. In ons moderne wêreld word liefde dikwels verwar met aantrekking of bewondering. Ons sê ons is lief vir mense wanneer hulle ons goed laat voel, wanneer hulle ons inspireer, wanneer hulle ons verhef. Maar dit is nie liefde nie, dit is bewondering. Liefde, die soort wat Jesus getoon het, is om in die stof af te buk en te dien, selfs wanneer daar niks is om terug te ontvang nie. Wat as die grootste liefde gevind word in die laagste plekke? Wat as liefde nie oor mag gaan nie, maar oor oorgawe? En wat beteken dit vir ons vandag? Miskien beteken dit dat ware liefde nie gaan oor wie ons aantreklik vind nie, maar oor wie ons bereid is om te dien. Miskien beteken dit dat ware mag nie daarin lê om bewonder te word nie, maar om bereid te wees om onsself te verneder. Die uitdaging is voor ons. Sal ons dit aanvaar? Ons is gestuur in liefde. Tot môre. Mooi loop.